vertroulik dit in ewigheid, en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Ons lofsang, broers en susters, is Psalm 33, die eerste en die tweede vers. Broers en susters, teenoor die Here God moet ons erken en bely dat ons verkeerd doen wat in sy oë is. En daarom moet ons ons lewens ondersoek en onsself vergewis van ons eie sonde en ons liefdeloosheid. Kom ons meeding in ons lewens aan God se wet volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aan 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself, broers en susters, nou aan God se wet gemeet. En as ons eerlik teenoor onsself sal wees, sal ons sien dat ons skuldig staan teenoor God en teenoor mekaar. Kom ons bely dan nou op ons skuld, broers en susters, met die sin van Gesang 66 vers 1.
om God se genadeverkondiging in Romeine 10 vers 9 en 10 as daar staan, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Kom ons bely nou saam met die kerk van al die eeue, elkeen van ons sy na hart, ons saam met die geloof. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, die eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en wat sit in die regterhand van God, die Almagtige Vader, maar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons bely ook nou opnuut ons gesamentlike geloof met die sing van Psalm 28 vers 3. Nie omdat ons veroordeel
oordeel oor ander mense se geloof nie. Maar omdat dit van ons verwag. Omdat God dit van ons verwag. Ek ken die verhaal van Eli, wat in sy geval 'n probleem met sy eie seuns gehad. En hy het niks daaraan gedoen. Het hulle maar gelos. En uiteindelik het God sy lewe van hom opgeëis. Omdat hy ander pad gekyk en nie sy verantwoordelikhede nagekom het. En elkeen van ons broers en susters sit in 'n situasie soms dat ons vir mekaar sê, maar ek gaan maar liewer niks sê nie. Want ek wil nie kwaai vriendskap veroorsaak. Ek wil nie aanstoot gee nie. Ek wil nie klink of ek prekerig is of wat ook al die geval is. Maar die einde van die dag is ons toch ook bekommerd oor mekaar. Bekommerd oor geliefdes, se geloofslewens. En ons kan bid. En dis die belangrikste, is om te bid. Vir almal vir wie ons omgee. Vir almal wat ons nie eens ken nie, maar wat in afvalligheid leef. Aan die einde van die dag leer die evangelie van Jesus Christus ons ook en ons gaan nou daarby uitkom, dat dit ook nie net by gebed kan bly nie. Ons word opgeroep om te bid. Om te bemoedig mense wat langs die pad nog raak, om hulle te versterk in die geloof. Ons word opgeroep om, soos ek nou al meer as een keer gesê het, ook te vermaan. Omdat ons omgee. Ek sê altyd 'n ouer wat omgee vir sy kind. Het reëls en regulasies. Vermaan, raas, gee pak as dit nodig is. Juis omdat jy omgee. 'n Ouer wat maar die hele tyd ander pad kyk en wat maar alles toelaat, het ek al baie sonder regtig gesê, gee nie regtig om. Gee nie regtig om wat van jou kind gaan word eendag. Soos jy ou mense baie gesê het, jy maak dan jou kind vir die verderf groot. Jy ken dit al baie gehoor. Jy maak jou kind vir die verderf groot, as jy nie praat, vermaan, bemoedig, optel, doen dit op. Vanoggend, broers en susters, wil ek klem lê, noem dit maar op die volle waarheid rondom geloof in God. Sodat jy en ek, as ons môre hier uitgaan, ons ook soos wat die Here God van ons verwag, het ons medemens daar buite kan praat oor geloof, oor wat dit beteken, oor wat God van ons vra. En as ek hierdie vraagie vra, wat vra God van u en my? Dan kan daar dalk mense in die wêreld daar buite wees wat al verwonderd gaan staan en sê, hoe doen jy nou, wat vra God van my? Want vir baie mense het geloof 'n verbruikersartikel geword, bedoelende. Dit kom van God se kant. God sorg. God gee. God moet daar wees. En ek hoor terecht soveel kere, en ek lees dit in die besonder op sosiale media soos Facebook, waar mense is wat ek nou ken, wat ek weet hoe hulle lewe, los van God en sy kerk. Maar hulle sê redelijk gereeld, God is goed en God is groot en God is so goed vir my. Sê dit, daar die woorde. God is so goed vir my. En dan kom die vraag. Maar wat doen jy vir God? Want geloof is nie 'n eenrigting verkeer nie. Geloof is nie bedoel dat daar 'n God moet wees
is anders. Die apostel Paulus begin sy brief in die Romeine 1 en vele ander plekke. Die apostel Paulus sê, hy stel homself voor, hy sê, is 'n diensknegt van God. En as ons kyk na daardie, en ons gaan nou die Bybelstudie begin met Bybelstudie oor Romeine juis, omdat dit so 'n ongelooflike belangrike brief is. As ons nou daar die woordjie wat vertaal word in Afrikaans as diensknegt gaan kyk, dan sien ons direk vertaal in Afrikaans beteken dit slaaf. Paulus sê, ek is 'n slaaf van God. Terwyl die moderne gelowiges in die wêreld daar buite meermale van die standpunt uitgaan, soos ek nou gesê het, as mens na hulle lewens kyk, geloof is 'n verbruiksartikel. God moet daar wees vir my. God moet daar wees vir my. Maar wat doen ek vir God? Kom ons lees vanmôre, broers en susters, uit Matteus 7. Ek wil hierdie vraag probeer beantwoord uit wat die Here Jesus self vir ons leer uit Matteus 7 en ook Matteus 12. Ons lees Matteus 7 vers 21 tot 23, 'n baie bekende gedeelte. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedrywe en in U naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die ongeregtigheid werk. Ek gaan nou weer terugkom op hierdie woorde wat die Here Jesus benoem het, julle wat die ongeregtigheid werk. Hulle ken hom, hulle sê ons ken U, ons het in die naam gepreek. Jesus sê, maar ken julle nie. Hoekom sê hy? Tweede gedeelte Matteus 12 vers 46 tot 50. En terwyl hy nog met die skare spreek, staan sy moeder en broers daar buite en wou graag met hom praat. Hoe sê iemand van hom? Daar staan die moeder en die broers buite en wil graag met u praat. Maar hy antwoord en sê vir die een wat hom dit vertel het, wie is my moeder en wie is my broers? En hy steek sy hand oor sy disippels uit en sê, daar is my moeder en my broers. Want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die is my broer en suster en moeder. En sover die skriflesing, broers en susters, salig is elkeen wat die woord van die Here hoor en dit ook so in die hart bewaar. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, aan U kom toe al die lof en die eer en die heerlikheid. Want U is die Almagtige, die Skepper en die Onderhouder. U is die een wat beskik en besluit oor elkeen van ons se lewens, Here. U het ons met die doel van hierdie lewe gebring, o Vader. Elkeen van ons, geboortedatum en sterfdatum. U het Uself aan ons openbaar in U woord, sodat ons U kan ken as die Almagtige God, 'n God van liefde, maar ook 'n God wat die sonde en die verkeerdhede haat. Dankie Here dat U ons môre hier bymekaar gebring het, om vir 'n paar oomblikke stil te raak rondom U woord. Ons bid dat U deur die Gees self U teenwoordig sal wees, Here, en elkeen van ons se harte sal werk. Dat U ons sal toerus, o Vader, sodat ons ook Here Jesus se opdrag kan nakom as hy sê, gaan uit, maak disippels van al die nasies, leer hulle. Dat U ons gebruik, Here, om in hierdie tye van afvalligheid, maar ook tye waarin 'n eierwillige godsdienst so deel is van ons mense, die waarheid te kan verkondig, die volle omvang van die evangelie van Jesus Christus, soos dit in die woord aan ons openbaar word. Ons bid vir die kerk op aarde,
geleentheid, waar die verspilling groot is, o Vader, om altyd maar mense ter wille te wees, om te sê wat die mense wil hoor, sodat mense tog net nie kwaad word vir die kerk. Dat die kerk by die waarheid van die woord sal bly, o Vader. Want ons is nie hier om mense te dien nie, ons is hier om U te dien. Gebruik ook hierdie gemeente, o Here, as instrument in U hande. Om in hierdie gemeenskap waarvan ons deel is, lig te wees, sout vir die aarde. Ons dank U vir die voorreg wat ons gehad het om gister ook as gemeente en gemeenskap aan mekaar te kon wees. Dankie Here vir die genade wat so groot is vir ons. Ons verdien dit. Dankie vir elkeen, o Vader, wat 'n bydrae gelewer het tot aanloop van gister se geleentheid en ook gister. Dankie vir 'n positiewe geestelike gesindheid wat U in ons harte geplaas het. Gee dan tog, o Here, dat dit ook 'n bewys was na buite van ons dankbare gehoorsaamheid. Ons bid, Here, vir hulle wat nie U ken nie, vir hulle wat in afvalligheid lewe, dat U deur die Gees ook tot hulle sal deurdring, Here, om hulle tot U toe te laat terugkeer. Ons bid, Here, dat U woord reg oor hierdie wêreld heen as 'n tweesnydende swaard sal dien, sodat uiteindelik elke knie voor U sal buig en elke tong U naam sal bely, soos die woord vir ons sê. Sodat elke besluit wat geneem word, Here, elke vlak van owerheid tot U eer en verheerliking sal strek. Ons bid vir die mense van hierdie wêreld, Here, sodat die evangelie ook tot elkeen sal deurdring. Maak dit nou stil in ons hart, o Vader, waar ons hier by mekaar is. En laat U Gees so in ons harte werk, dat as ons hier uitgaan, o Here, ons hierdie boodskap ook met almal daar buite sal deel, tot U eer en verheerliking en in belang van elkeen se ewigheid. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Ons sing nou vervolgens saam, broers en susters, uit Gesang 4, die eerste en derde vers. Ons het al baie die vraag gevra en dis eintlik 'n eenvoudige vraag met 'n eenvoudige, maklike antwoord.
om hom gered te word. En ek verwys altyd na die gebeurde in die tronk, Paulus en Silas en die tronkbewaarder, die ken dit almal in Handelinge 16. Hy vra die vraag vir hulle en hulle gee vir hom 'n kort en kragtige antwoord. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Dis al wat hulle vir hom sê. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Natuurlik is dit ten volle die waarheid wat hulle vir die man hier sê. Maar in hierdie kort en kragtige antwoord is daar ongelukkig ook 'n baie groot stuk gevaar. Want as 'n mens hierdie teks uit sy breër konteks van die hoofstuk en van die volle evangelie uithaal en jy lees net dit wil uiteindelik verlore kan laat gaan. Hoor mooi, 'n groot stuk waarheid, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Maar as jy dit verkeerd verstaan, as jy dit verkeerd interpreteer, as jy dit verkeerd hanteer, verkeerd leef, kan ten spyte van hierdie groot waarheid dit nog die mens verlore laat gaan. Want ongelukkig is dit so, broers en susters, dat 'n baie groot persentasie van ons Christenmensdom as het ware net hierdie teksvers glo, dis asof hulle die res van die evangelie van Jesus Christus nie wil hoor nie, want dit pas. Dis ongelukkig so, dit pas. Dis makliker en lekkerder om hierdie teksie uit te haal uit sy konteks en verband en te sê, maar daar staan dit, glo net in Jesus Christus en jy sal gered word. Maar die res van die evangelie gaan in die proses verloor. Daarom sê, met enige teksvers is daar altyd 'n groot gevaar as jy hom uit sy konteks uithaal. Dan loop jy op baie ding mis. En dis dieselfde met hierdie grootste waarheid wat Paulus en Silas in die tronkbewaarder gesê het. Broers en susters, Jesus Christus het vir u sondes en vir my sondes aan die kruis betaal. Hy het ons sondes wat op ons boekies geskrywe staan, waarvoor ons in alle eerlikheid en regverdigheid veronderstel is om self te betaal, want dis ek wat die sonde pleeg, dis ek wat daaraan skuldig is. Maar hy het dit op hom geneem. Hy sê, kom na my toe. Ek sal jou rus gee en hy het dit gedoen. Hy het vir ons sondes aan die kruis betaal. Wat meer is, hy het gesê, ek gaan om vir julle plek gereed te maak, vir elkeen wat in hom glo. In die ewige Vaderhuis het hy vir ons 'n plek gereed maak, sodat as jy tot sterwe kom, jy sonder enige skuld in die ewige heerlikheid en rus en vrede kan leef. Dis wat Here Jesus Christus vir ons gedoen het. Ons glo dit. Natuurlik. Ons wil dit glo. Die woord leer dit vir ons. Maar dan kom die vraag, nou wat nou? Wat dan? Wonderlik is die evangelie van die Here Jesus wat sê, glo en jy sal gered word. Maar wat dan? Wat vraag God van my? Om maar net hierdie troostboodskap, hierdie wonderlike evangelie te hoor, jy is bevry, jy is vrygespreek, jou sondes is betaal. Maar wat dan? Kom op, illustreer dit baie eenvoudig. As ek nou 10 miljoen aan die bank skuld,
saai die landbank die laaste het aan mok onder veral ons boeregemeenskap. Hulle wil hulle geld hê, en as jy nie kan betaal nie, dan vat hulle sommer alles wat jy het, en probeer dit vat en doen dit op. En ons moet al aan hulle kante toe moet ons planne maak, om uit die moeilikheid te bly, maar skuld is skuld, dis toch skuld. Skuld is skuld en skuld moet vryving word. Nou leef dit in hierdie vrees, wanneer gaan hulle my goed maak? En dan bel die bank, en die bank sê vir jou, jy sal nie glo wat dit gebeur nie. Iemand het jou 10 miljoen rand skuld kom betaal. Jy skuld niks meer. Wat gaan ons reaksie wees? Wat gaan ons sê? Waarskynlik heeltemal oorbluf dat iemand my skuld betaal. Maar terselfdertyd gaan ek waarskynlik vir die bank vra, maar wie is die helper? Hoekom vra ek dit? Want ek wil my dankbaarheid gaan betuig. Ek wil daardie persoon bel as dit moontlik is na hom toe ry en hom in die oë kyk en sê, baie dankie. Jy weet nie wat dit vir my beteken nie. 10 miljoen rand skuld afgeskryf. Ek kan nou sonder vrees en sonder bewering verder lewe. Baie dankie. Ek dink enige kind sal ook hierdie konsep verstaan. As daar so iets met jou gebeur, ons leer ons kinders van kleins af om te sê dankie. As iemand iets vir die kind gee of koop, sê dankie. So logies wat ek vir so 'n persoon sê, baie dankie. En weet jy wat? As dit ooit in my vermoë is om daardie mens op een of ander manier te vergoed, sal ek dit wil doen. Ek sal vir so 'n persoon sê, ek kan dalk nie, maar weet jy wat? As daar 'n klip in jou pad is en ek kan hom vir jou wegrol, sal ek dit vir jou doen. Hoekom? Om dankie te sê. Die Here Jesus Christus het my skuld verhef. Ten volle. Die Bybel sê vir ons op 'n paar plekke, my skuld gaan tot oor my kop. My skuld voor God is hemelhoog. En dit geld elkeen van ons. Hoe mooi en hoe goed en hoe reg ons ook al probeer lewe, is 'n absolute feit, ons is sondaars. Ons maak nog steeds foute. Baie. So ons staan skuldig voor God. En dan kom die Bybelse boodskap en sê, maar die Here Jesus het vir jou skuld betaal. Afgeskryf. Jou rekord is skoon. En dan is die feit, ons weet dit. Ons weet wie vir ons sonde skuld betaal. Jesus Christus het betaal. Dan vraag weer die vraag, nou wat dan? Hoor ek dit maar net? Wat dan? En ek dink, ja, selfs enige kind sal hierdie vraag kan antwoord om te sê, maar ons moet dankie sê. Ons moet dankie sê vir God dat die Here Jesus my sondes betaal het, omgeneem het, afgeskryf het. Hoe lyk my dankbaarheid? Hoe sê ek dankie? Hoe behoort my dankbaarheid te lyk, broers en susters? Dis die vraag. Ek het al baie keer in my lewe vir mense wat vir my gesê het, hulle is deel van 'n gemeente, maar hulle sê vir my, ek kom nie kerk toe nie, en blablabla, om verskeidenheid van redes. Ek het al die vraag gevra, maar goed. Maar verduidelik vir my dan nou, hoe lyk jou dankbaarheid teenoor God? Waarin is jou dankbaarheid teenoor God sigbaar? As jy nie eers kerk toe wil gaan. Hoe bewys jy jou dankbaarheid teenoor die Here? As ons nou met maniere opnoem, broers en susters, en weet jy, ek waarborg die mense sit en gryp na die lig, want hulle weet nie wat om te antwoord. Hoe lyk jou dankbaarheid teenoor God? Want as jy nie 'n dankbare lewe het wat dit bewys nie, dan beteken die feit dat die Here Jesus Christus vir jou sondes betaal het, ons eintlik vir jou niks.
Jezus sê in die 2 gedeeltes wat ek vanmôre gelees het, en ek al so 3 of wat vrae en antwoorde van die Heidelberg Katekismus, net so hier en daar uittrek sal maak om dit beter te verduidelik, dat ons dit baie mooi verstaan, en sodat ons daar buite net ons mense kan praat. Nie om te beklei of om te veroordeel nie. Nie om op hulle neer te sien nie allermins, maar omdat ons omgee. Omdat ons omgee, wat van ons mense word, wat van hierdie volkie word, wat nie geloof reg verstaan, wat absoluut net vassteek by wat Paulus en Silas gesê het, solank ek glo. Ek glo in Jesus. En daar sê Paulus en Silas, as jy glo, as jy gered. Wat meer? Die Here Jesus sê vir ons, in hierdie 2 gedeeltes, eerstens, baie belangrik. Hy sê dit nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal gered word. Hoe dan nou? Mense roep dan. Paulus en Silas het gesê, glo en jy word gered. Jesus self sê, maar dit help nie, jy sê, Here, Here. Hy sê, daar is mense wat gaan sê, maar ons het die naam verkondig, ons het in die naam siekes gesond gemaak, ons het in die naam groot wonders verrig, ons het die naam op die straathoeke verkondig, en dan sê Jesus, maar ek ken julle nie. Hoekom nie? En dan sê hy, werkers van ongeregtigheid. Nie dat hulle van 'n vreeslike sonde gedoen het nie, wat daar die uitdrukking beteken binne daardie konteks. Die Here Jesus sê, maar julle het in julle eie naam gedoen. Julle het op julle eie manier gedoen, nie soos wat God wil nie. Daarom direk daarna sê hy, net hy wat die wil doen van my Vader. Dit help nie, sê Jesus, jy het 'n eie-willige godsdienst. Dit help nie, jy maak daarop aanspraak en sê, maar ek ken vir Jesus, ek ken die Bybel uit my kop uit, want daar is baie mense wat dit vir my sê. Ek ken die Bybel. Maar jy lewe nie volgens die wil van God, want dan het jy 'n eie-willige godsdienst. So verstaan ek die Bybel, so verstaan ek geloof. En my verstaan sê, ek hoef nie aan 'n kerk te behoort. My verstaan sê, ek hoef nooit kerk te gaan nie. My verstaan van geloof sê, ag, net so dat ek so af en toe bid en Bybel lees. Ek hoef nie eens elke dag. Dis 'n eie-willige godsdienst. Dis daardie mense wat die Here Jesus sê, vir jou ken ek nie. Jy sê, jy ken my, maar ek ken jou nie. En jy doen nie die wil van my Vader. Tweede gedeelte sê die Here Jesus, sê hulle vir hom, die moeder en die broer soek u. Dan sê die Here, wie is my moeder en my broers, susters? Hoor mooi weer 'n keer, hy sê, hulle wat die wil van my Vader doen. So die Here Jesus kwalifiseer self hierdie vraag. Geloof is nie net 'n kwessie van, ja, ek glo in Jesus, los my uit. Jesus sê, 2 gedeeltes het ek vir jou aangehaal, daar's nog. Sê hy, hulle wat die wil van my Vader doen, dit vra 'n aksie. Dit vra 'n lewe wat getuig van die geloof. Nie net 'n mond wat sê, vra aksie. Ek wil vir u hier aanhaal, broers en susters, ook uit die katekismus. As 'n mens vra, maar wat is die wil van Jesus? Wat is God se wil? Wat wil hy, wat moet ek doen? Uit dankbaarheid vir wat Jesus vir my gedoen het en God steeds vir my doen. Wat moet ek dan doen? Want die Here sê, Jesus sê, hulle wat die wil van my Vader doen, wat behels dit? Vraag en antwoord 86 van die Heidelberg Katekismus. Lees ek, het al daaroor gepreek ook. Waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kan alleen uit genade deur Christus uit ons ellende verlos is? En dan kom my antwoord in die middeldeel daarvan dat ek hier in hoofletters getik. Omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy
Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe, en die hoofletters hier, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldaad. Katekismes vat ek so kragtig saam. Die kerkvader wat dit opgestel het, uit die skrif uit opgestel het, sê dit baie duidelik vir ons. En ek het dit hier in hoofletters moet doen, sodat ons met ons hele lewe wat doen, bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldaad. My hele lewe moet 'n bewys wees dat ek dankbaar is teenoor God. Nie 'n bewys van die wêreld nie. Jy hoef jouself nie aan 'n dominee of van die ouderlinge of wie ook al te bewys nie. Ek moet myself bewys aan God dat ek dankbaar is. Ek ken die konsep. Enige ouer wil sien dat jou kind dankbaar is. Dat dit nie net 'n woordjie is wat gemompel word met so 'n pontjie, ag dankie. Dit beteken niks. Jou lewe moet aan God bewys, sê die katekismes, dat ons dankbaar is vir sy weldaad. Nou wat beteken dit? Hoe lyk dit? Hoe moet ek dit bewys? Vraag en antwoord 88. Die sê vir ons, jou lewe moet bewys dat jy 'n nuutgemaakte mens is. 88 sê dan verder, dit beteken, ek haal aan, jy moet die ou mens afsterwe en as nuwe mens opstaan. Dis wat God van ons vraag. Gehoorsaam, uit dankbaarheid. Die implikasie daarvan in 'n mens se lewe is, ek moet die ou mens afsterwe en ek moet as 'n nuwe mens uit dankbaarheid leef. Die Bybel sê vir ons, as gelowiges, omdat dit my sonde is waarvoor Jesus betaal het, beteken dit as 'n gelowige het ek in effek in die Gees saam met die Here Jesus aan die kruis gehang. Die Bybel sê ek is saam met hom begrawe. Die ou mens, die sondige mens wat die Jesus betaal het, is dood, hy is begrawe. En ek het as 'n nuwe mens saam met Jesus uit die dood uit opgestaan. En as 'n nuwe mens, met gemaakte mens, lewe ek anders as voor die tyd. Dan getuig my lewe van dankbaarheid. As 'n nuwe mens eerstens sterf. Wat beteken dit? Kortliks, vraag en antwoord 89 sê, dit beteken om die ou mens af te sterwe staan, dat beteken, hoor mooi, baie belangrik, dit is 'n hartlike berou daaroor, dat ons God deur ons sondes vertoren het, en daarom hoe langer hoe meer die sonde haat, en daarvan wegvlug. Die katekismes sê, om die ou mens af te sterwe beteken eerstens ek het berou oor my sondes. Dit beteken nie ek spog oor my sondes. Dit beteken nie ek maak vrede met my sondes nie. Daar's baie mense wat ons sê, jong, ek is maar so gemaak, so gelaat staan, jy moet my maar so aanvaar. Ek maak vrede met my fout. Ek wil sê, jy kan nie. Ek het berou oor my sondes. Ek haat die sonde staan daar en ek vlug van die sonde. Ek wil tog vir u net vinnig die situasie wat ek self beleef het. Baie jare terug in 'n familie byeenkoms. Twee jong paas, my ouderdom, maar toe was ons nog allemaal jong. Twee jong paas met kindertjies, ouderdom 1 tot 7 jaar omtrent, tussen die twee. En by die familiebijeenkoms vertel hulle hoe hulle die Vrydag aan die dorpie waar hulle gewoon het, tot watter tyd gekuier het, maar hulle lê vreeslik klem op die kuier, hoe hulle nou gekuier. En toe daai plekke toemaak en daar in die dorp nie meer 'n oop plek is waar hulle kon kuier nie, toe gaan hulle Sjebiens toe in die plakkerskap. Toe gaan kuier hulle daar verder. En so, dat die vrouens, die polisie moes bel, eers mekaar en toe die polisie en sê, soek hulle. Weet nie waar is hulle nie. En nou sit die twee daar by die bijeenkomst en hulle kindertjies, en ek het dit vir hulle gesê,
die moet sulke groot oogies en letterlik oop aan mondjies staan en luister hoe die twee paas hulle doodlag oor hulle skandes wat die polisie hulle moes gaan haal. My was dit skokkend. Ons lag, ons maak grap oor ons sondes. Dis vra die vraag, is dit wat God wil hê? Is dit wat God van my vra? Katekisme sê nee, ek moet berou hê oor my sonde. Ek moet wegvlug van die sonde. Dis wat die katekisme sê. In die tweede plek gaan ons aan na die volgende vraag. Wat sê maar, wat beteken dit dan om as 'n nuwe mens op te staan? Vraag 90. En dan is die antwoord, dit beteken, dis 'n hartlike vreugde in God, deur Christus, en hoor mooi, en 'n lus en liefde, en dit in hoofletters geskrywe weer, om volgens die wil van God in alle goeie werke te leef. Dis wat beteken om as 'n nuwe mens op te staan. Om volgens die wil van God, om met 'n lus en 'n vreugde, volgens die wil van God te leef. Dis wat dit beteken om as 'n nuwe mens dankbaar te wees vir dit wat die Here Jesus Christus vir ons gedoen het. Vraag is, broers en susters, hoeveel daarvan is sigbaar in ons lewens? In ons familie, in ons vriendekring om ons. Het ons nie in 'n kultuur verval, waar die sonde vir ons snaaks is, waar sonde aanvaarbaar geword, waar 'n eie willige godsdienst, waar iemand vir jou sê, los my uit. Ek wil nie kerk toe gaan nie, ek hoef nie kerk te gaan nie, ek het nie kerk nodig nie. Dis 'n groot argument ons altyd, maar dis 'n eie willige godsdienst. En ons mense moet dit hoor, hulle moet dit weet. Want ons is bekommerd oor en ons gee om vir hulle. Soos ek nou al gesê het, nie omdat ons wil oordeel oor hulle nie. Nie omdat ons dink, ons wat vanoggend hier is so vreeslik oulik nie. En hulle is die sondaars nie, ons is almal skuldig voor God. Hy het vir ons sondes opbetaal. Maar, omdat die Here Jesus Christus dit van u en my vra, gaan praat. Vermaan, sê Hebreërs 10 vers 25 mekaar, dit des te meer na mate julle die einde sien nader kom. Is omdat ons omgee. Wat ons van ouers vra, hoekom is jou kind nie in die katedese nie? In die verbondsonderrig nie? Hoekom maak jy jou kind in die kerk van die Here groot, soos wat jy met die doopbelofte afgelê, soos jy toe beloof het? Is dit nie waarvan Jezus praat as hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal die koninkryk beerwe nie. En ons mense moet dit weet, omdat ons omgee, wat van hulle gaan word. Om te sê, maar onthou net en afsluit, ons susters, geloof is nie een rigting verkeer nie. Bedoelende. En ek lees dit baie keer, ek dink ek het dit nog genoem. Mense wat sê, God is goed vir my. Maar wat doen ek vir God? Ek staan in diens van die Here, my lewe behoort aan God. Hy het my gemaak en die lewensasem in my neus geplaas. Hy wil my gebruik op aarde. Wat doen ek vir God? En vra dit gerus. Iemand met wie jy praat, wat vir jou sê, ek het nie 'n kerk nodig nie, ek gaan nie kerk toe nie, ek is ook nie altyd by nie, maar wat doen jy dan vir God? Ek dankbaarheid. Op watter manier bewys jou lewe jou dankbaarheid, want dit is wat moet gebeur. Mag die Here gee dit u en ek. Ook as ons hier uitgaan in die besondering, met ons volk hier daar buite praat. Ons is 'n gelofte volk. Maar ons het as volk bitter ver afgedwaal van die woord van die Here, want ons het 'n eie willige godsdienst. Ag, die Here gee dit u en ek toegerus sal uitgaan om ons mense te gaan. Om met hulle in liefde en mooiheid te praat.
sodat hulle die volle omvang van die waarheid van die evangelie van Jesus Christus hoor, nie aan die einde weer. Mag God ons ook daarin genadig wees. Amen. Kom ons dank nou saam. Driemaal heilige God, Hemelse Vader, Here, baie dankie dat U Seun Jesus Christus vir ons sondes betaal. Here, ons weet ons skiet steeds ver tekort in ons dankbaarheid. Maar Vader, dankie dat ons opnuut gister die geleentheid gehad het om ook ons dankbaarheid te bewys. Ons het verlede Sondag gevra, Here, wat sien die gemeenskap in ons as gemeente? Dankie vir die voorreg wat ons gehad het, om gister iets te kon bewys daarin, Here. Die samewerking in die Gees wat daar geskied het, plaasgevind het, dankie, Here. Dankie vir dit. Dankie dat U ons geseën het. Al verdien ons dit. Dankie vir elkeen wat U gebruik het, o Vader, om dit alles te kon laat geskied. Dat ons môre met dankbare harte as 'n gemeente aan U kan kom, om al die eer aan U te gee, omdat U groot en goed is. Ons bid en vra, Here, dat U ons steeds sal lei as 'n gemeente, as deel van hierdie gemeenskap, om 'n getuienis na buite te lewe. 'n Getuienis wat bewys is daarvan dat ons dankbaar en gehoorsaam is en dit met vreugde wil wees. Ons bid vir hierdie wêreld, Here, wat so afvallig leef. Ons bid dat U ons in hierdie week wat voorlê, Here, sal behoed en bewaar as dit U wil is dat op volgende Sondag weer hier mekaar kom. Ons dank U vir al die seëning uit U aan elke dag. Ons bid en vra dat U ons menigvuldige sondes sal vergewe, en ons vra dit in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Amen. Ons gee nou geleentheid, broers en susters, vir die insameling van die offergawes.
ons almal wees. Amen. Met enkele afkondigings, broers en susters, namens die kerkraad, ons voorbereiding vir die volgende lidmate. Suster Mabel Skos, die suster nog ernstig siek is, dat die mondwegenaar wat ook nou ander teespoed gehad het en die kranklik is op hierdie stadium, maar sy is hier in 'n rolstoel, soos ons gister ook gesê het, altyd 'n voorbeeld vir ons, selfs in die rolstoel vanmôre saam met ons, Suster Elwie Potgieter en Suster Lorraine Tooi, Suster Frida Lourens, wat almal ook opgestel is, en dan vra ons voorbereiding vir die Bloemgesin, Bloemfamilie, môreoggend die aardebestelling gemaak en 9:30 daar op die plaas, en om 12:00 die erediens hier by ons. Ons bid hulle ook troos en versterking. Verjaarsdag die 15de Junie, broer Chris Joubert, en dan die 16de Junie, lidmaat Albert Bam, die 16de Junie, Suster Linda Koen, ook die 16de, Suster Cornel Strauss, en broer J.F. Strydom, julle pa die 16de. Die 17de broer Pottie Potgieter, die 18de broer J.P. Modeen, en die 19de Suster Ingrid Skos. Mag dit vir julle almal 'n baie mooi en geseënde belewingsjaar wees. Met approbasie kondig ons af nog steeds die attestate en bewyse van lidmaatskap. Ons het ontvang vir Suster Shawnee Smit en dooplikmaat Swan Meisenheimer vanaf die NG Kerk Bultfontein Oos, en dan ook van Suster Sanay Potgieter met bewys van lidmaatskap van die NG Kerk Schweizer Renike Noordgemeente. Geen aansoek in, wyse wat gevra is nie. Dan Bybelstudie. Môre aand is blykbaar ook of môre is skoolvakantiedag, maar van ons Bybelstudie mense is ook bietjie weg, so daar gaan die môre aand Bybelstudie wees nie, donderdagoggend 10:00 sal daar weer wees. Die ouerhuis het woonstel beskikbaar, 1 slaapkamer en 'n 2 slaapkamer woonstel beskikbaar in die ouerhuis. Skakel hier met Marie Lennert. Môre my vrou vir ons ook aansoek doen. Kyk hoe lyk dit vanmôre. Sommer glyser vanmôre. En dan, ja, die kerkstye ken jy nou al, dit sal 10:00 wees, so lank as wat nodig is. Daar's nie vanmôre bondsonderrig nie, omdat dit skoolvakansie, lang naweek is. Teen koffie sal daar wel na die kerkdiens bedien word. En die laaste puntjie, broers en susters, die bazaar. Gister se bazaar het hulle hier 'n syfertjie ingeskrywe. Baie dankie vir almal se harde werk wat die bazaar 'n groot sukses gemaak het. En hier is 'n syfer van 400 000 ingeskryf. Skik buk sy kop daar en kort protesteer. Daar's 'n daverende stilte hier om my. Nee, die syfer wat hier geskryf is rond ongeveer 700 000 rand. En Nico sê, dit is 'n voorlopige syfer, hy het net gister hier kliphard gesit om somme maak, dis min of meer ongeveer dit. Broers en susters, dis 'n ongelooflike syfer onder alle omstandighede. So baie dankie vir almal wat 'n bydrae gelewer het, op een of ander manier, groot bydrae, klein bydrae. Ek het al baie gesê, ek het gister ons na die tyd van gesels, ek en Bix en Nico en Willem, staan gesels, sê ek vir hulle, die belangrikste van 'n bazaar is nie noodwendig altyd hoeveel geld jy gemaak het. Die belangrikste is die geestelike gesindheid. Die saamwerking, saam wees, want ek glo sterk daaraan. Wanneer daar samewerking is, wanneer die gees en die gesindheid reg is, dan kom die geld van self. Dan hoef jy nie te karring oor die finansies nie, dit gebeur. En dis hoekom ons hard werk daaraan om 'n baie mooi positiewe gees en gesindheid daar te stel. Baie dankie, dit het gister ongelooflik goed gegaan in alle opsigte, ook die gees en gesindheid. So baie dankie daarvoor. Môre is ek daar by Migdol verwelkom in die woorde, môre kwam Koen. Julle my het flip om maar so kwam Koen. Maar selfs hulle het geniet, die gees wat daar geheers het, is daaroor gepraat. En dis wat ek verlede Sondag na verwys het in die prediking op
Wat sê die mense van ons? Ek voel vanmôre regtig baie goed in my hart oor die kommentaar wat ons gekom oor die bazaar. Nie net die opbrengs en opkoms nie, maar die hele atmosfeer. So baie dankie vir elkeen wat 'n bydrae gelewer het. Die pampoen is nou verby. Is agter ons. Nou beplan ons aan die volgende en Marisa het gister al gesê, wat gaan ons volgende keer doen? Wat gaan die tema wees? Ek sien sy tot haar brakpan net aan die kant by die huis vir ons vanmôre. Van jy seker bly daaroor. Maar ons is nie lelik as ons sê brakpan met aan die kant nie. Dis 'n liedjie blykbaar ek sê vir my gesê. Bietjie brakpan of iets. So ons is nie lelik daaroor, dis maar gespotry. Maar baie dankie broers en susters, dis eers al wat die afkondigings aanbetref. Nogmaals hartlike dank. Dit was 'n grootse poging en ons kan daarop voortbou. Baie dankie. Geniet die dag. Gaan in vrede.